Baie welkom gemeente, welkom hier by die Here se woning, hier waar ons as gemeente 'n tuiste is, waar die Heilige Gees ook in ons woon en waar ons ook so vandag 'n eeu se lof en aanbidding, se verkondiging en liefde ook hier met mekaar kan deel. Ons dink terug vandag, maar ook vorentoe. Ons dink aan dit wat voor ons afgegaan het, ons geleer het. Maar ons dink ook aan die voorbeeld wat ons veronderstel. Alles wat ons doen, alles wat ons is, en wat ons ook vandag hier saam deel, kom toe al die eer alleen aan God, ons hemelse Vader. Want wie is ons dan, dat die Here aan ons dink? Dat die mens se kind ook die Here mag dien, hom aanbid. Die Here het ons geskape en ons geroep tot hierdie gemeente. Julle is nie per toeval maar net hier nie, nie maar net hier omdat julle gedink het, dit is net nog 'n ding om te doen nie. Julle is hier omdat die Here julle hierheen gebring het. Hierdie pad wat julle gestap het in hierdie gemeente, het julle ook deel van hierdie huisgesin gemaak. En so as ons vandag begin ons met lof, eer en aanbidding. Kom ons loof die Here, geliefdes. Ons groet hom. Ons sing 2 liedere saam. Ek wil vir u vra om asseblief mooi op te let op die bord. Daar sal aantekeninge wees op die liedere wanneer ons beurtsang sing, wanneer julle ook moet sit of staan. Ons sal dit ook so aankondig. Ons sing saam dan 2 lofliedere as toetrede. Ons begin met lof met vonk 254. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam.
tot sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. O koning van die hemel, herskep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat hul sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te staan, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die ou gedoop, om hulle te verseker, ek het heel duur gekoop. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord op sy seëngroet en sing saam Lied 188 vers 1 en vers 3. Kom dank nou almal God. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar. Ons sing lied 205 vers 1 en 2 ook saam in beurtsang. Bring lof aan die Vader.
Die Here het ons tot hier gebring, waar ons vandag die Here loof en hom aanbid 100 jaar later. As ons dan dink aan dit wat ons ontvang het, wat ons ouers hier ook gebou het, dan kyk ons na die toekoms met die diepe oortuiging, dat hier in Parys, is Christus alles en in almal. As 'n teken van dit wat ons ontvang het, maar ook meer van waarheen die Here ons as gemeente nog sal neem, wil ons dan 'n nuwe kanselkleed ook inwy. Baie dankie Esther, Diana, vir julle harde werk en die moeite wat julle gedoen het om dit ook vir ons te maak. Dit sal altyd 'n blywende teken wees van hierdie 100 jaar feesviering. Nie oor dit wat ons reg gekry het nie, maar wat God gedoen het en wat hy ook deur ons doen elke dag. So ek wil nou vir Diana en vir Esther 'n geleentheid gee om vir ons die nuwe kanselkleed op te sit. Dit lyk pragtig. Ek is so bly jy wys my, anders sou ek hom eers later sien. Kom ons raak dan so stil voor die Here, geliefdes, en ons prys sy naam. Ek wil hê ons moet net so sit en ons sanggroep gaan vir ons dan ook, ons voorsangers, vir ons 'n lied sing. Terwyl ons net so sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, Heilige God, Here Jesus Christus en Heilige Gees, ons God drie-enige Vader, Seun en Gees. Ons aanbid U vandag vir dit wat U vir ons kom doen het,
vir 'n erfenis van 'n kerk wees vir 100 jaar. Maar Here, 100 jaar is maar ook net nog 'n nommer, net nog 'n klomp maande, dae en ure wat verbygaan. Wat vir ons tog die belangrikste is dat ons hier U kan aanbid met vryheid, met oorgawe en met alles wat ons is. U het ons hier kom vestig om kerk te wees, dat ons vir mekaar kan lief wees en ook U mag lief hê hier in hierdie gebou. Hierdie gemeente, Here, soos U dit dan nou goed sal weet, het al baie donker tye beleef, swaar tye. Maar ons weet, Here, as ons uit ons eie kragte hierdie gemeente sou moes oprig, sou moes bestuur, dan sou dit in mekaar insak. Hoeveel keer, Here, het hierdie gemeente nie al erken en bely die kerkdeure moes al toegemaak het. Hoeveel keer het ons maar amper die deure gesluit. Maar hier is ons, Heer, in elke bank van hierdie kerkgebou, en op hierdie kansel word die woord verkondig, steeds hier, Heer, omdat U dit so bestem het, omdat U dit so bewerk het, omdat U ons hierheen gelei het. Help hierdie gemeente, Here, om altyd nederig te bly, om op U te fokus, dat hulle mag glo, dat hulle mag weet, dat hulle mag erken en bely, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Want elkeen wat glo en ook bely, sal nie teleurgestel staan nie. Hierdie gemeente, Here, is 'n testament daarvan. Daarvoor aanbid en loof ons U naam. As ons nou uit die woord uit lees, o Heer, spreek tot U kinders, U dienaars luister. Amen. Kom ons sing dan as antwoord op die gebed, lied 159, terwyl ons net so sit, God is hier teenwoordig. Broers en susters, ons skriflesing vanmiddag kom in die woorde van Kolossense 3 vanaf vers 9, so in die tweede helfte van vers 9 tot en met vers 17. Dit is gedeelte, geliefdes, wat ons onsself voorberei het al vir 'n lang tyd. Hierdie laaste tyd het ons week op week met Kolossense tyd spandeer om juis hierby uit te kom. Ook vir ons as gemeente die woorde vas te pen. Hier is Christus alles en in almal. Kom ons hoor wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte geskryf het. Dit sê, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.
Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volkome eenheid saambind. En die vrede van wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing, tot eer van God sing. En wat julle ook al doen, sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Tot sover ons skriflesing, geliefdes. Nou dat ons die woord van God gehoor het, kom ons bly sit en dan sing ons uit dankbaarheid vir die woord van die Here. Lied 203 vers 1 en 2. Loof die Here, al wat lewe. Een man het eens in 'n kerkgebou soos ons kerkgebou kom sit. Hy was nie regtig 'n vreeslike gelowige man nie, maar hy het by homself gedink, my lewe val uit mekaar uit, ek is nie gelukkig nie, waar is my vrede dan nou? Hy het gehoop, dat as hy maar net sou bid, en die Here vra, dat die Here vir hom 'n nuwe lewe sou gee. Hy het hier kom sit, en hy het gebid, gee my 'n nuwe lewe, Here. Hy het dit nie verwag nie, maar uit sy eie skok kry hy die antwoord. Die Here was by, en sê, ja, wat sal jy my gee vir 'n nuwe lewe? Here, hy voel so in sy sakke, ek het 100 rand, ek sal dit gee. Dit is al wat ek het. Hoe is dit al wat jy het? Ek sal die hele 100 rand vat vir 'n nuwe lewe. Die man kyk vir die Here en sê, maar Here, wag, hoe sal ek dan by die huis kom? Ek moet petrol in my kar ingooi. O, het jy 'n kar? Sê die Here. Ek sal dan jou kar en jou 100 rand vat.
Die man is bekommerd en sê, maar Here, hoe sal ek by die huis uitkom? O, het jy 'n huis? Ek sal jou huis, jou kar en die R100 dan vat vir 'n nuwe lewe. Nou raak die man bekommerd. Hy sê, Here, maar waar sal my vrou en my kinders dan bly? As ek nie 'n huis het nie. O, sê die Here. Dan sal ek jou vrou en jou kinders, jou huis, jou kar en jou R100 vat vir 'n nuwe lewe. Maar Here, my kinders en my vrou is my hele lewe. Dit is my lewe. O, jou lewe, sê die Here. Ek sal jou lewe, jou vrou, jou kinders, jou huis, jou kar en die R100 by jou vat. Sê die man, gee my dan 'n nuwe lewe, Here. Die Here kyk hom spits in die oë en sê, sien jy hierdie R100? Ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Neem dit, gebruik dit. Maar onthou, dis my R100. Gebruik dit na my wil. Sien jy hierdie kar? Hierdie kar is nie meer joune nie. Nee, jy mag net gaan waar ek jou stuur. O, en onthou, daardie huis is nou my huis. Daar mag jy alleen my eer en niemand anders nie. Is nie meer jy wat op die troon daar sit nie. O, en jou vrou en jou kinders, jy moet hulle behandel soos ek wil hê. Hulle is nou myne. En jy, as jy 'n nuwe lewe wil hê, soek my wil. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Dit, geliefdes, is 'n kort verhaal om een ding te probeer sê. 'n Nuwe lewe is nie nuwe dinge nie. Nuwe lewe, nie meer geld of allerlei gewoontes nie. Dis nie om te breek met al die dinge wat ons gedink het belangrik is nie. Allermins nie. 'n Nuwe lewe is om te weet aan wie jy behoort. 'n Nuwe lewe wat Paulus hiervan praat, dan roep hy uit, ons het saam met Christus gesterf in Kolossense 2. In Kolossense 3 begin hy om te sê dat ons het tot 'n nuwe lewe opgestaan, opgewek saam met hom. Nou moet ons 'n nuwe lewe leef. Om 'n nuwe lewe te leef, kom Paulus en gee vir ons tog 'n baie goeie insig. Die insig dat 'n nuwe lewe nie oor jouself gaan nie, maar oor die wat rondom jou is. Paulus sê vir ons, as jy jouself wil breek met die ou sondige mens, begin dan links en regs van jou kyk. Want hier is Christus alles en in almal. Paulus sê dit op 'n ander plek, baie soortgelyk. In Romeine 10 vanaf vers 8 tot 13, dan sê hy, en hierdie woorde is my boodskap van geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met die mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat aan hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal. En hy seën almal wat hy geroep, wat hy aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hierdie is belangrik, kinders van die Here. En julle wat vandag ook julle geloof bely, baie kosbare belydenisgroep wat hier voor my sit. Hierdie besef
Wat ons hier in hierdie kerk kom maak, gaan nie oor onsself nie, ons eie opbou nie, ons eie onsekerhede nie. En selfs moet ek baie keer dink, as ek op hierdie kansel opklim, en ek wonder wat die mense van die preke dink, dan is dit nie ek nie, maar alleen God deur my. Dit is geloof wat ons hiernatoe bring, geliefdes, en nie onsself nie. Dit is geloof wat sê dat hier is dit nie of jy 'n arme mens of 'n eenvoudige mens of sommer maar 'n onbeskofte mens is nie. Hier waar ons saam is Christus alles en in almal, omdat ons saam hier elke Sondag ons geloof bely. Daar is 'n rede, julle, waarom ons in ons gemeente nog nie afgewyk het van die ordes nie. En waarom ons nog elke Sondag die wet en die belydenis lees. Want saam bely ons geloof elke Sondag. As een liggaam wat tot 'n volmaakte eenheid saamgebind is. Ek dink nie ons besef hoe kosbaar dit is tot jy dit verloor nie. Neem ter harte vanoggend hierdie woorde. Want daar is mense daar buite in hulle eie koninkryke. Eensaam en alleen. Gaan werk toe, kom huis toe, gaan werk toe, kom huis toe. En hulle het niemand om niks mee te deel nie. Dalk 'n vriend of 'n familielid, dalk 'n man of vrou of kinders. Maar baie van hulle praat nie met mekaar nie, hulle kyk maar net TV elke aand terwyl hulle eet. Maar wat is die waarde daarvan? As jy in die week hier kan inkom. As jy hier kan inkom en 'n familie hier kry. Wat met mekaar goedgesind is, meelewend is, nederig is, wat sagmoedig met mekaar omgaan en wat verdraagsaam is. Wat van as iemand na jou toe kon kom en regtig jou vergewe, soos Christus jou vergewe? As ons met mekaar kan praat en vir mekaar lief wees, soos broers en susters vir mekaar lief is. En dat ons hier in vrede met mekaar kan saamleef. O geliefdes, dan is ons kerk, dan is ons die kerk van Christus. Die kerk van Christus wat nie besorg is oor allerlei feestelikhede van liedere wat op en af dans nie, nie enige vreemde dinge of gewoontes nie, nee. Ons is dan die uitverkore volk wat God baie liefhet. Nie alleen nie, maar saam. Neem 'n oomblik nou en kyk links en regs van jou. Kyk rond, wie is by jou? Nie 'n vreemdeling nie. As daar een ding is van Parys gemeente wat ons kan sê, wat ons dan nou weet, hier is baie min vreemdelinge in hierdie kerk. Ons ken mekaar. Ons weet van mekaar, ons weet soms te veel van mekaar. Maar ons is by mekaar. As daar een oproep is vir die volgende 100 jaar wat ons moet uitroep, is dat hier in hierdie gemeente, is Christus alles en in almal. Want soos Paulus vir ons so regtens in Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot 20 leer, wees baie versigtig hoe jy julle lewe, nie soos onverstandig is nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, sê hy, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Probeer om te weet te kom wat die Here wil hê dat julle moet doen, en dan sing saam met mekaar, psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing tot eer van die Here, en dank God die Vader altyd, oor alles, in die naam van die Here Jesus Christus.
wat die wêreld jou nie kan bied nie, kan Christus alleen vir jou bied. 'n volle lewe, 'n nuwe lewe, 'n lewe gebore uit hom, met rigting en doel, 'n saak, 'n roeping. Maar as julle vanoggend hier voor my sit, belydennisklas, dan moet julle hoor wat Paulus sê. Julle is geroep. Julle is geroep om tot die volheid en die eenheid van hierdie kerk. En dit is wat dit is om 'n gelowige te wees. Ek kan onthou net voor my eie belydenis, my dominee van my toe ek klein was, het eens vir my gesê, en dit was so mooi, en ek onthou dit tot vandag toe. As jy 'n kampvuur het, of 'n braaivuur, as jy nou wil, jy vat dan een koeltjie en jy steek hom een kant, en jy los hom daar, wat gebeur met die koeltjie? Nie lank nie, dan brand hy uit, hy gaan dood. Maar sit dit in die volheid van die vuur, daar waar al die hout bymekaar is en waar dit brand, dan brand dit voort. Dit is wat dit is om geloof te bely in hierdie kerk. Om te erken dat Jesus Christus jou Here is en dat jy in hierdie kerk ook 'n lidmaat gaan wees. Jou lidmaatskap beteken nie net dat jy is in die hervormde kerk Parys nie. Nee. Dit is 'n teken daarvan dat jy is nie meer 'n koeltjie eenkant nie. Jy is hier in die gemeente waar ons saam vir die Here brand. Brand 'n lig wat helder skyn na die wye wêreld toe daar buite, dat almal mag sien die voorbeeld wat hierdie gemeente stel. Die voorbeeld was ligdraers, was lig vir hierdie wêreld. Want eens was ons ook ene duisternis, maar nou in die Here is ons lig. So gemeente, belydennisklas. Leef dan as mense van die lig. En dat almal sal sien, ja, almal sal weet, dat hier is Christus alles en in almal. Amen. Ons voorsanggroep gaan nou vir ons 'n lied sing.
Geliefdes, as ons dan nou oorgaan na die belydenis van geloof, dan weet ons dat die kinders wat vandag belydenis hier aflê, het dit nie net by hulle self gedoen nie. Ek wil in hierdie oomblik dan vir die ouers vra om hier voor by my te kom staan. Al die ouers, as julle vir my hier aan my linkerkant by die doopvont kan kom staan. Spasie is amper te klein. Ouers, voor julle sal julle hier sien die doopvont. Hy is met baie opset vandag hier gesit. Want toe julle hier kom staan het, al daardie jare terug, het julle voor God en sy gemeente beloof, dat julle kind in hierdie gemeente sal grootmaak, dat hulle ook so deur hierdie pad van belydenis mag weet aan wie hulle behoort. Julle was getrou. Julle het geluister na die roepstem van die Here. Julle het dalk soms julle kinders hierheen getrek as dit moes. Maar soms was dit ook vol vreugde. Van julle het sonndagskool al gegee. Van julle weet wat dit is om ook 'n bietjie lank hier by die kerk na die tyd te wag, sodat die klasse verby kan kom. Maar dit alles om hierdie doopvont, ja, daardie belofte getrou na te kom. En ook so vir die Here te sê, hier is my kind. Vandag, geliefdes, vandag kom julle kinders ook weer hier na vore, soos al daardie jare terug, om hulle geloof te bely. So in dankbaarheid daaraan, gaan ek hulle nou een vir een hier na toe roep. En dan kan julle hulle by die doopvont ontmoet, om dan hier vir die Here en sy gemeente hulle geloof te bely. Ek wil vra vir Regard Joubert asseblief na vore te kom. Dan Marie Potgieter. MW Supra. Bianca Beneke. Henk Smal. Jean-Marie van der Merwe. Dreegan Brink. Louis Henry Du Plessis.
Jaap van der Westhuizen. En Dwayne Breel. Terwyl julle dan almal hier voor is, kom ons sing saam in geloof belydenis aan die Here. Lied 260 vers 6 en 7. En dan nadat ons hierdie lied gesing het, kan die ouers dan ook weer hulle sitplekke inneem. Kom ons sing hierdie lied saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God het die wêreld so lief, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Met die doop bevestig God hierdie genade aan ons. God se liefde dring ons om ons geloof te bely. Die verrassende is dat die woord van God ons leer dat geloof nie uit onsself kom nie. Dit is 'n geskenk van God. Die Heilige Gees wek geloof in ons wanneer ons die woord van God hoor. Sommige van ons kon reeds van kleins af in God glo. Ander van ons het God eers later leer ken. Geloof in Jesus Christus bring ons in 'n lewende verhouding met God. Hierdie verhouding word ook sigbaar wanneer ons meeleef met die kerk as liggaam van Christus. Dit is 'n voorreg om God se kinders te wees.
en aan sy kerk te behoort. Daarom bely ons telkens opnuut met verwondering ons geloof. Hierdie verwondering dring ons om gereeld tot God te bid, die Bybel as woord van God getrou te bestudeer en ons lewe daarvolgens in te rig. Wanneer ons bewus word van ons onvermoë om volgens sy wil te lewe, moet ons ons skuld bely en ons telkens weer tot God bekeer. As lidmate van sy kerk wil ons diensbaar wees in sy gemeente en ons hou aan die kerklike dissipline. God gebruik die opvoeding vanuit die ouerhuis, die kerk se katekese en die prediking om ons oor al hierdie sake te onderrig. Die ouderlinge is tevrede dat julle voldoende onderrig is, dat julle besef wat die geloof in God beteken en hoe julle as Christene moet leef. Daarom kry julle nou hierdie geleentheid om julle geloof voor God en sy gemeente te bely. Nou dat julle gehoor het wat dit beteken om te glo, wil julle ook saam met die kerk van alle eeue julle geloof bely. Ek wil nou vra met die uitlees van sy of haar naam dat julle eerlik op die volgende vraag sal antwoord. Bly jy voor God en sy gemeente, soos wat ons in die woord van God leer, en dit in ons belydenisse skrifte belig word, dat jy glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Richard Joubert, wat is hier op jou antwoord? Baie dankie. Marie Potgieter, wat is hier op jou antwoord? MW Supra, wat is hier op jou antwoord? Bianca Benake, wat is hier op jou antwoord? Henk Smal, wat is hier op jou antwoord? Jean-Marie van der Merwe, wat is hier op jou antwoord? Dregan Brink, wat is hier op jou antwoord? Louis Henry Du Plessis, wat is hier op jou antwoord? Jaap van der Westhuizen, wat is hier op jou antwoord? Dwayne Briel, wat is hier op jou antwoord?
Nou dat ons nuwe lidmate voor God en sy gemeente hulle geloof bely het, geliefdes, kom ons staan en bely saam ons geloof tot eer van die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke weer inneem. Nou het ek 'n fout gemaak. Kom ons sing saam en ons sing vir hulle ook dan die seën toe. Ekskuus geliefdes, ons sing saam lied 268. Laat Heer u seën op hul daal. Baie dankie, kan die sitplekke weer inneem. Baie geluk, Dwayne, ons is baie trots op jou, en wat jy geword het, jy is van kleins af in die kerk groot geword, ons is baie trots op jou. Baie geluk, ja, ons is baie trots op jou. Henry, baie geluk, mag die Here jou ryklik seën, baie sterkte, en pa so baie trots is op jou vandag. Jy gaan baie geluk, en baie sterkte. Baie trots op jou. Ja, jy was net so klein toe ek jou is. Nee, baie geluk. En ek is so voorreg om jou te ken. Baie geluk. Baie geluk, Bianca. Ek is trots op jou. En weer baie trots op jou. Baie geluk. Marie, baie geluk. En ons is baie trots op jou. Jy gaan, dank ook vir jou. Ons is baie trots op jou. Terwyl ons net so sit, geliefdes, kom ons dank die Here in gebed vir hierdie geleentheid. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Heilige God, dankie Here dat ons ook vandag 10 kinders kon sien wat hulle geloof bely. 10 kinders wat nou ook groot mense word. Wat ook nou nuwe mense word in U naam. Lei hulle, leer hulle en sterk hulle, Here, in hulle lewenspad. Wees ook so by ons, wanneer ons ook dan nou ons geloof bely het, dat ons ook mag weet, dat ons nuwe mense is. Ons hoef nie meer voort te gaan met die gebruike van die ou mens nie, daardie mens wat so tot die wêreld behoort het nie. Ons is nou U kinders, nie uit die besluit van 'n mens nie,
maar omdat die woord mens geword het en onder by ons kom woon het, omdat U dit so bestem het, dat aan die kruis van Jesus Christus, die opstanding uit die dood, en ook met die hemelvaart, waar hy aan die regterhand van die heilige naam ook kom sit het, en vir ons pleit. Ja, daarom, Here, weet ons, dat ons is nuwe mense. Ons weet, Here, dat ons ook so die toekoms ingaan, maar nie soos die wêreld nie, maar dat ons die toekoms ingaan met hoop, met verwagting, dat wanneer dit U wil is, en soos Paulus dit skryf, as die trompet tog blaas en 'n oog knip, 'n oogwink, dit gebeur, dat U sal terugkom, en dat U ons sal kom haal, en dat ons as U kerk, hier in Parys, dat ons hier sal wees. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so sit, kom ons sing 'n danklied ook saam. Ons gaan nou maar bly sit vir eers, die voorsangers gaan vir ons die eerste 3 verse sing, en dan wil ek vra dat die gemeente sal staan en die laaste vers, vers 4, saam sal sing. Eens aan die einde van my lewe sal ek versorge moeite vry vir elke dag my hier gegewe U hoor reine loflied wy U hoor reiner
ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons sing saam lied 488 vers 1, 2 en 5. Helder skyn die lig vir die Daarmee geliefdes sê ek vir u baie dankie vir 'n wonderlike en pragtige diens. Julle het daarom baie mooi gesing vandag. Baie dankie daarvoor. Dankie dat julle ook deelneem aan vandag se verrigtinge. Ons nooi julle almal uit asseblief om ook by die funksie te wees nou na die diens. Ons sien die diens is 'n bietjie langer aangehou as wat ek beplan het. Maar ek gee julle die skuld wat my so lank gegroet het daarvoor. Baie dankie vir julle en mag julle ook dan die funksie, die Efes-funksie geniet en mag julle ook dan so saam met ons die Here ook loof vanaand. Totsiens vir julle almal. Sien julle dan in die saal.